Dankie vir die liefde. Dankie vir die genade, Here. Here, ek wil net dankie sê vir alles wat U doen en vir alles wat U is. Here, ek vra dat U in elke hart sal werk, Here, en dat U ook my woorde sal lei. Here, dat U werklik waar net met ons sal wees vandag. Here, dankie vir die genade, Here, en dankie vir die liefde, is my gebed in Jesus naam. Amen. So ek kom op 'n interessante kort stukkie gewees. So die ou het 'n gitaar gehad soos die. So ek wil net die prakties daarvan wys. En wat vir my interessant was hy het spesifiek oor vryheid gepraat en vryheid in die Here en dan die konsep van vryheid. So wat hy gedoen het is, so hy die gitaar heeltemal omgekeer en gewys, hy is vry, maar hy kan niks doen van die ander kant af nie. So wat dit op neergekom het, ek gaan nie lank op dit bly die tema van dit nie, maar wat dit op neergekom het is die riglyne, die riglyne van oefen, hy moes geoefen het en hy kan toe die gitaar, hy moes note gaan oefen en die gitaar reghou en hy kon toe speel. So hy is vry nog steeds om te speel, maar nou kan daar eintlik iets uit dit uitkom. So ons kan half na die Bybel in daai selfde manier kyk. Die Bybel is ons riglyn en ons het vryheid in die Bybel, maar dit gee ons struktuur en antwoorde op die dinge van die lewe eintlik. So waarom ek glo is 'n tema wat redelik lank by my is. Ek kan onthou toe ek 19 jaar oud was, is nog jong, ek het in die kerk groot geword, ek het in die banke groot geword, ek ken net kerk. So ek het op 'n punt gekom, ek het gevoel die Here het 'n roeping, die Here het 'n roeping op my lewe, en ek het gevra aan myself, waarom glo ek? Hoekom glo ek as persoon in die Here? En dit is 'n vraag wat ek daarom vandag wel kon beantwoord het deur opsoek en lees en studeer, en om daai individualiteit in die Here te gevind het, was vir my baie belangrik. Ons raak groot in 'n manier en ons aanvaar dit net. Maar ek dink dit is belangrik dat, en dis wat ek uit hierdie tema uit wil wys, is waarom ek glo. Dit gaan nie spesifiek oor my nie, dis meer 'n algemene vraag, waarom ek glo. En 'n vraag aan jouself, waarom ek glo. En my broer het my klompie jare 'n interessante storie vertel, so voor ons begin met die skrif. So die vroutjie, sy het geleer by haar ma hoe om, haar ouma het haar geleer, haar ma het haar geleer, en sy het toe geleer om 'n skaapbout te bak, en sy het hom 3/4 elke keer gesny, en 'n spesifieke manier gebak, en sy doen dit nou vir jare so, en toevallig kom sy af op haar ouma en haar ma. Sy vra haar ma, hoekom doen jy dit? Sy sê, soos nie, ouma het my gewys, dus kom ek om so sny. En, hulle ouma bly ver, hulle kom toe by ouma uit. Hulle is soos, ouma, hoekom sny jy die bout in 'n 3/4? Ons doen dit omdat jy ons so geleer het. En ouma is soos, ouma lag lekker. Sy sê, my kind, die rede hoekom ek dit doen, my oond was te klein. So die basis daarvan is, wat ek wil uitwys vandag is, die identiteit wat ons in Christus moet kry. Die identiteit van gebed, selfsoektog, self die skrifte gaan lees. Ek kan elke Sondag hier preek, ja, julle ontvang, maar wat gebeur na die diens? Wat so tyd sit ons uit vir die Here? En werklik waar, hoe ons na dit kan kyk. So vandag gaan ek bietjie raak aan die tema van die Bybel en die historiese dele daarvan, die argeologiese dele daarvan, en dat ons werklik waar die
enigste geloof tot vandag toe is wat kan bewys van ons historiese, ons datums, al daai goed is akkuraat. Al daai goed word al hoe meer bewys. So ek het so 'n klein miniature kleipotte gebring. Hulle is welkom om na die tyd te kyk. Ek gaan nie te prakties raak nie, want dit gaan redelik dan hank raak, maar net om 'n idee te gee hoe hulle die skrifte gekry het. So dis maar net 'n skrywing daarvan en voorbeeld daarvan as iemand wil kyk na die tyd. Daar was 'n prentjie opgewees voor hom Gerard begin het. Gerard kan net daar uitgaan uit die open viewer. Ja, so ek het hierdie prentjie gemaak sodat ek op ons groepe pas, maar dit gee maar net 'n basis idee van Golgotha, die skedel daarvan, heel linksbo, en dan jy die kleipotte, die skrifte, en dan heel regs is die graf van Jesus. So as ons kyk na die Bybel self as 'n basis, ons het die aanvanklike boodskappe, die Ou Testament was in Hebreëus geskryf en Aramees tussen 1400 en 400 voor Christus. En dit is bewaar gewees in die Joodse volk. So ja, die Joodse kultuur het alle bewyse ook van die skrif, en dan die Christendom wat ons geloof is en die nuwe geloof is wat glo in die nuwe verbond. En dan het ons die Nuwe Testament wat ongeveer 45 na Christus en 100 na Christus geskryf is. En dis die vroeë kerk, die 27 boeke van die Nuwe Testament. So dan kan mens vrae soos, is die mens kan, daar's baie vrae wat mens kan vra omtrent dit, dis ou skrifte, en dit is nog steeds eintlik relevant. En ons gaan nou kom by die relevant daarvan, en 'n ding wat ek baie ingekyk het, toe ek jonger was, is die nagevolge van sonde. Daar's altyd 'n fisiese nagevolg, 'n gevolg van siek word met sekere sondes. Mens kan byvoorbeeld gebruik as jy sê maar 'n drankprobleem het en jy bly drink en jy bly drink en jy bly drink, gaan jy later orgaanprobleme kry. En dit is so met, dis nou net 'n voorbeeld van 'n ding, maar dit is hoe dit is met sonde. Daar's waarskuwings vir redes. So as ons kyk na die dooie seerolle wat nou hierdie verteenwoordig, dis die ou manuskripte wat hulle gekry het by die dooie see. So ja, daai rolle hulle kon toe vasstel die datums daarvan 250 voor Christus tot 70 na Christus. So hulle het die goed bewaar, die skrifte bewaar, en 'n ding wat vir my altyd ook uitgestaan het is, as jy kyk voor die skrif, het jy jou Genesis, Exodus gehad, daar was die skrif nie, voor Moses was daar nie skrif nie, en daai mense, soos ons weet, het rekord met God gepraat. So ons het nou daai basis, ons het nou daai riglyne. So wat ek by wil uitkom is die akkuraatheid van die Bybel, die wetenskap van die Bybel, die waarde van die Bybel, die waarde van ons geloof en die basis en fondasie daarvan. So as ons kyk na Jesaja 40 vers 22. Hy is dit wat op die kring van die aarde sit. So as jy kyk na die Hebreëse woord daarvan, wat dit beteken, ek gaan nou nie die Hebreëse woord probeer nie, maar ek kan dit vir julle stuur. Dit in daai spesifieke inhoud en daai spesifieke skrif kan jy sien, dit verwys as die aarde as sirkelvormig, rond. En ons weet, ons het die jare, en dan het ons die jare daarna, wat dit bevestig het, wetenskap wat dit bevestig het. So, die geskatte skryfdatum van hierdie skrif was 700 voor Christus, en
200 jaar later en ons kan kyk daarna, sê maar honderde jare later. So Pythagoras is 'n filosofeer gewees wat die aarde as rond beskryf het. En dan het ons later in die nuwe eeue uitgevind, die aarde is tog rond. Dan het mens die vraag van, hoe die skrywer dit geweet? Daar was nie tegnologie soos vandag nie. Daar was nie die kunde, ons lewe nou in 'n tyd waar ons op wysheid bou, ons het die skrifte, ons bou op die skrifte, ons leef op die skrifte, ons het al die basis en fondasie, en dan het ons hierdie vraag, hoe die skrywer in Jesaja 40 vers 22 geweet. En dan kan jy half vir jouself sê, hy het met die Here gepraat, hy het 'n verhouding met die Here gehad, dis hoe hy geweet het. Dan kyk ons na Job 26 vers 7, en die punt wat ek wil maak met hierdie skrif is, Job het gesê, en dis een van die skrifte wat ek eerste by uitgekom het, is, hy sê, hy span die noorde uit oor die leerruimte, hy hang die aarde op aan 'n niks. En die skryfdatum wat hulle beweer is 2000 tot en met 1500 voor Christus geskryf. En dan weet ons in 1687, die jaar 1687, het Newton 'n swaartekragteorie ontdek dat die aarde op 'n niks hang nie. En NASA het toe later bewys dit wat Job gesê het is die waarheid. En dit het hulle oor, ons kan maar sê, kom ons vat die 1500 voor Christus en dan 1687 jaar later, sodat hulle 3000 jaar gevat om 'n punt te gaan neem en te sê, Job was reg. En dit wys dat ons met 'n lewendige God besig is. Dat ons besig is met die Here wat dit alles gemaak het. Dit bevestig dat wat ons glo is die waarheid. Want hoe het Job 3000 jaar terug geweet? En as jy die hele boek van Job lees, is dit heeltyd hy wat na die Here toe roep en met die Here praat en die Here vra en die Here, kyk, Job is 'n baie interessante boek, want Job was in 'n gat gewees eerstens, en hy het 'n moeilike tyd gehad, maar hy het heeltyd na God toe geroep en gepraat, en soos ek voorheen die jare al gesê het, God het 'n hoofstuk of 2 gevat om terug te antwoord. So ons weet, die Here het met Job gepraat, en al hoe hy kon weet die aarde is rond, hy het met die Here gepraat wat dit alles gemaak het. En dit was vir my nog altyd 'n mooi skrif wat uitgestaan het, is ons is die enigste geloof wat die tipe goed kon bepaal het, wat wys ons aanbid 'n lewendige God. En een skrywer het baie interessant gesê, die Bybel probeer nie, as jy kyk na die Bybel in 'n geheel, 'n teologiese skrywer, hy het gesê die Bybel probeer nie eers om 'n argument te maak van die bestaan van God nie. Hy aanvaar net die lewe van die Here. En wat vir my ook interessant was, is toe Liesel gepraat het oor die boksie. Ons is afgeboks in hierdie fisiese wêreld. Ons is redeneer, ons is beperk in hierdie fisiese wêreld, maar die Here lewe buite daai perke. Die Here is bo al daai perke, en dis wat Christus ook vir ons gewys het. Hy het siekes gesond gemaak, hy het dooies lewend gemaak. Hy is buite daai perke. En die Here is buite jou omstandighede en jou moeilike tye. Die Here is groter as dit alles. Levitikus 17 vers 11 leer ons, want die lewe van die vlees is in die bloed. Dit was geskryf vir 1440 jaar voor Christus. So ons weet in vandag in die moderne tyd, en dis weer eens in 1628 wat William Harvey geontdek het, dat ons bloedomloop volledig is en dat daar suurstowwe is en voedingsstowwe is. So dis weer eens meer as 3000 jaar later.
wat ons dit kon bevestig het met wetenskap op wit en swart. So ons kan kyk as wetenskap as die wit en swart wat bevestig dat die skrif reg is, dat ondersoek gedoen is. En ons kan dit half sien as daar was gepraat van hierdie gitaar, maar nou het ons die fisiese gitaar, ons kan dit bevestig. En dis hoe ons na hierdie stukke kan kyk, is ons het die skrifte, ons het die geloof, dit maak jou 'n beter mens, dit groei jou nader aan die Here, dit gee jou 'n goedhartige hart, en ek glo die Here maak groot verandering in mense lewe as mens hom toelaat. So Prediker 1 vers 7 leer ons oor die watersiklus. So al die riviere loop na die see toe en tog word die see nie vol nie. So dis wat die skrif daar vir ons sê. So wat vir my ook interessant is, hierdie mense na Noag en die vloed was die mense se jare beperk. So hulle het nie honderde jare gehad om al hierdie goed te bevestig nie. En ek glo nie hulle het die wetenskap gehad. Hulle het nie daai wetenskap gehad nie. Hulle het nie daai wysheid altyd gehad nie. En hulle het nie die tegnologie gehad wat ons vandag het nie. So hierdie persoon en persone was besig met 'n lewendige God. Hulle het gepraat met die persoon wat dit geskep het. Soos as jy byvoorbeeld sê maar na 'n maatskappy toe gaan, 'n karmaatskappy, en jy koop die kar, die ou wat dit met jou verkoop, hy maak nie die verkoop, maar as jy met die ou gaan praat wat die kar geteken het, ontwerp het, dan gaan jy 'n beter prentjie verstaan van waar die gehele beeld gaan. En dit is wat ons kan sien in die Bybel, jaar na jaar, duisende jare, honderde jare later, is dat hierdie persoon en persone met die maker gepraat het. So ons kan in die 16de eeu het Bernard Palissy dit volledig ook hy het ook dit bewys dat dit so is, dat ons 'n watersiklus het. So nou kyk ons nog Genesis 1, waar God die aarde in geheel geskep het. Die skepping is in 6 fases. Jy kry lig, ons in lig, en dan land, plante, sterre, diere, mense. En die skryfdatum beweer hulle 1450. So die datums wat ek nou speel is nie, dit is wat ons beweer. So dis nie, dit is so nie, maar ons weet die skrif is akkuraat. Ons gaan nou by die argeologie kom van die skrif en die bewys daarvan ook. So as ons kyk na die kometiese straling, die vorming van die aarde, die plante van die diere en die volgorde daarvan. So ons kan kyk na dit as God se skrif en hoe God alles perfek gemaak het. En ek kyk in die week ook 'n ou wat oor evolusie praat en hoe hy dit afkeer. Ek glo nie in evolusie nie, want dit is die teorie van evolusie. Maar hy het gesê alles is so perfek. Die vrou is gemaak, die man is gemaak, en dan het hy vrae gevra wat was eerste gemaak en wat het eerste met evolusie ontwikkel. Maar makro-evolusie, hoe meer ons, ek het baie studie op 'n stadium gedoen, maar hoe meer ons kyk na makro-evolusie, hoe meer hulle inlees in makro-evolusie, wat nou beweer daar's nie 'n hand wat alles gemaak het nie. Hoe meer hulle inlees in dit, hoe meer ons na dit kyk, hoe meer word dit 'n teorie. En dit is vir my baie belangrik omtrent dit. So kom ons kyk na die historiese en die argeologiese feite van die skrif. So ons weet in Joshua 6 het die val van die Jerigo mure gebeur, het die mure plat geval in daai skrif waar hulle om die aarde geloop het, en
die bebeertenisdatum was 1400 voor Christus. So John Casting en Caitlin Kenyon het in 1930 en tussen 1930 tot en met 1950, dis weer eens meer as 3000 jaar later. So hulle het toe ontdek dat die stad se mure het fisies nog buite toe ineengestort. En hulle kon hierdie skrif bewys, die gebeurtenis daarvan. En dan, as jy kyk na Christus ook, ons gaan nou na Christus toe kom, die argeoloog het studies gedoen in die tyd van Christus. En hulle het gevind dat daar 3 aardbewings in Jesus se leeftyd was. En ons weet toe Christus gesterwe het, was daar 'n groot aardbewing en die tempel het geskeur. En wat vir my basis gegee het en my laat bly glo het in die Here en besluit het, ek gaan voluit in die bediening, ek gaan voluit in my studierigting, was dit gewees, want ons is nog steeds tot vandag toe die enigste geloof wat histories, argeologies en wetenskaplik korrek is. So ons is besig met 'n lewendige God. As ons kyk na die 10 plaae, in Exodus 7 tot en met 12, 1446 voor Christus. So as jy na die papirus kyk, hulle het papirus opgegrawe in Egipte, by die piramides en so voort, het dit beskryf van hierdie rampe, van die water wat in bloed verander het, die duisternis, die verlies in kinders. So dit was in die papirus, die Ipiwer papirus. So die papirus het soortgelyke plaae beskryf, as die plaae toe Moses hulle bevryding uit Egipte, uit slawerny wou gekry het. So weer eens, nog 'n konfirmasie. En die Here werk so in, wat ek al gesien het, as die Here vir jou 'n woord het, dan kom die Here weer eens en gee vir jou dieselfde woord. En wat vir my uitgestaan het, wat praat ek hier oor myself vandag, verskoon tog daarvoor, maar wat ek uit my lewe uitgekry het is, oor die algemeen is ek 'n skeptiese mens. Ek is baie skepties oor goed. So ek was baie skepties oor my roeping. Ek het nie geglo ek is geroep nie, en hier staan ek vandag. Maar op 'n stadium het die Here mense gestuur van nêrens af wat ek hulle ken. Maar wat vir my uitgestaan het is, elke woord wat die Here vir my gegee het, was dieselfde as die ander woord. Dat ek was een keer by 'n pastoor, kon bid hier op 'n Saterdag, klompie jare terug, en ek was by 'n Kempton Park kerk. So die lokasie, die area was verskillend, die mense was verskillend, maar daai area waar ek in Florida was, waar ek in Kempton was, en dit was jare uit mekaar uit, en toe was ek 1 jaar in Mozambiek, en weer ontmoet die persoon net daar. So dit was 3 verskillende mense, 3 vreemdelinge, en al 3 vreemdelinge het vir my dieselfde boodskap gegee. Dis die krag van God. Dis die Here wat ons aanbid. En dit wys vir my, die Here wil met ons praat, die Here wil met ons werk, en die Here wil verhouding hê met ons, want ons kan sien hoe hy met hierdie mense in die Ou Testament gepraat het, hoe ons dit kan bewys, duisende jare, honderde jare later, hoe ook al mens na dit wil kyk, dit word bewys, dit is argeologies bewys. Ons het daai prent opgehad, wat wys van die skrifte, wat wys ons aanbid 'n lewendige God. Ons weet die graf is leeg, ons weet die skrifte bestaan, hulle stoor dit ook in museums, en die skrifte kan mens fisies gaan sien, dat dit bestaan. En historiese mense gebruik self die Bybel, om oor sekere tydlyne te weet. En dit is 'n ding wat baie mense, baie teoloë, baie pastore ophamer is.
Die tydlyn wat die Bybel geskryf het, hoe lank dit gevat het en hoe dieselfde boodskap bly uitkom het. Wat wys die Here was in elke saak, in elke situasie. En duisende jare later, en die herinnering wat ons moet onthou, ons het nog steeds hierdie skrifte, ons het nog steeds die liefde van die Here. Die Bybel sê ook vir ons, sy liefde vir die Here is vandag, môre en elke dag dieselfde. Dis nie presies hoe die skrif gaan nie, maar die skrif sê vir ons, die Here verander nie. En een skrywer het dit ook baie goed gestel. Hy het gesê, soos ek vroeër gepraat het van, ons is in hierdie realiteit en in ons omstandighede, ons het tyd, ek na kerk moet ek vinnig gou inkopies doen, ek moet gou die hoender uit die oond uithaal, ons is heeltyd hier op tyd. Maar die Here het tyd gemaak, die Here het die idee van tyd gemaak, en 'n skrywer het ook eendag gesê, die Here het die idee gemaak van tyd, die Here het die idee gemaak van ons maak, hy het ons gemaak. Al die goed wat ons nou vasgevang is in die liggame wat eendag gaan dood wees is, dis wat ons in vasgevang is. Maar die Here het dit alles gemaak. So ons moet nie redeneer in die heidaglike nie. Die Here is buite die heidaglike. So ons leer ook van Jesus Christus. En ek wil by Jesus vir 'n rukkie wees. So ons weet die geboorte van Jesus was in Lukas 2 vers 1 tot en met 7. En die keiser het bevel gegee, hulle moes toe, soos ons weet die verhaal van Jesus, hy moes rondhardloop en die bestaan van Jesus is nie moeilik om te verklaar nie. Ons hardloop op die tydlyn van Christus. Vir ons om te sê, dis 2025, vandag se datum, die 18de Mei. As ek sê, dis die 18de Mei, dis Sondag, dis nou 9:15, en dis 2025. As ek dit verklaar ek die tydlyn van Christus. En dis vir my altyd ironies, as die ateïs die datum neerskryf, verklaar hy die tydlyn van Christus. En die Bybel leer dit vir ons in Openbaring, elke knie sal buig, elke tong sal bely. So, ons weet ook, Matteus 27 en Markus 15, Jesus is gekruisig onder Pontius Pilatus. Dit was 30 jaar, tussen 30 en 33 na Christus. So, ja, ons weet daarvan, ons weet van die argeologiese bewys daarvan. Ek sal op die groepe post van Golgotha, waar ek het dit self ook gesien toe ek in Israel was, die Skedelberg van Christus, hoe die Bybel dit beskryf het, woord vir woord is dit akkuraat. So ons weet ook, die lys gaan net aan en aan. Die lys bly net aan en aan gaan, as dit oor die akkuraatheid van die Bybel gaan. En ons kan vandag hier sit, met geen twyfel. Ons kan weet, dat die Here wat ons dien, is 'n lewendige God. En jou omstandighede, hoe groot dit vir jou lyk, en die bedrukking wat ook al uitdagings in jou lewe het, weet nie, die Here is groter as dit. Hy het dit tog als gemaak. Hy het jou gemaak, en daar is net een van jou. Daar gaan nooit weer 'n ander een wees nie. En ek glo die Here het hierdie mense en almal en ons in staat gestel, sodat ons kan weet, hy is 'n lewendige God. So ons weet van die skrif, ons weet van die historiese deel daarvan, en dis 'n tema wat mens kan bly oor aangaan, wetenskap, mens kan bly, gaan lees dit op, gaan kyk daarna, dis eintlik baie interessant, maar
ja, mens kan bly aangaan oor dit maar waar dit by moet uitkom is daai verhouding wat ons met die Here persoonlik moet koester. Wat werklik waar ons basis moet wees, want dis vir die Here in die einde soek. Ons moet besig raak met die Here en nie die dinge van die Here nie. Dis 'n stelling wat nog altyd vir my mooi is, dat ons moet besig raak met die Here en dis regtig wat ons die jaar wou bereik het met die gemeente is groei. Ons het 'n doelwit gestel van ons gaan 'n maand op 'n tema bly en die temas bid ons oor, die temas is spesifiek. Ons sit nie net krap ons kop en sê ons gaan die maand oor dit praat nie. Ons wil hê ons moet saam groei, ons moet individueel groei, ons moet groei as gemeente. So as kom ons op gebed gefokus het vir maand, as kom ons op die Heilige Gees gefokus het vir maand, sodat ons sielevoeding kan kry. Dat ons daar vir mekaar kan wees en vir mekaar kan bid. Wat vir my mooi is. So ek wil net hê ons moet ons oë sluit. Ons gaan sommer die diens hier afsluit ook. Here, ek vra dat U in elke hart sal werk. Here, U ken ons harte. U weet wie ons is. Het ons by die naam geroep. En elkeen het plek in die koninkryk, Here. U wil hê elkeen moet koning die hemel behaal. Dit is wat Johannes 3 vers 16 vir ons leer. En Here, help ons om nader aan U te groei, Here. Vandag wil ek maar net wys hoe dit bly herhaal en bly herhaal hoe U skrif die waarheid is, hoe U woord die waarheid is, hoe U woord wetenskaplik waar is en hoe U woord histories akkuraat is en ook argeologies. Here, ek vra dat U in ons harte sal werk, Here. U is die enige een wat werklik waar 'n verandering kan maak. Here, U skrif leer ons net om 'n beter mens te wees, om teen ons negativiteit en ons negatiewe sonde te beklei en teen dit te staan. Here, ek vra dat U in ons harte sal werk, Here, en ek vra werklik waar U seën oor hierdie gemeente. Here, U is met ons, Here, U is saam met ons, Here, en ek vra dat U hande oor die mense sal hou, want ons almal is tog so kosbaar, en Here, U het 'n liefde geaktiveer in hierdie gemeente, Here, en ek vra en ek spreek U voorsiening uit oor hierdie gemeente, Here. Here, ons verklaar, U woord leer ons ook, ons moet verklaar, en ons moet verklaar, oorwinning verklaar, net soos Dawid oor Goliat het. Want hy aanbid 'n lewendige God. Here, ek vra dat U met ons sal wees. Here, help ons om te kyk hoe ons nader aan kan groei, Here. U is 24/7 beskikbaar, U is alomteenwoordig. U is God. En Here, werk in ons harte, help ons om U te soek in die skrif, U te soek in ons harte, en werklik waar net die lig te skyn daar buite. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Voor ons vandag, wil ek het 'n gedagte deel van hoe die Here mens kan verander. So, omdat ek groot geword het soos ek groot geword het, het ek nie baie gemeng met sekere mense nie. Dit was half hoe ek gedink het. En ek moet sê die laaste 30 jaar het die Here werklik waar verskil in my lewe gemaak, dat ek ook besef het dat elke persoon het waarde, of dit nou jou geloof is of nie. Gee daai persoon liefde. En dis wat Christus vir ons as voorbeeld ook gestel het, is hy het met die prostituie gaan sit, hy het by die tollenaars gaan sit, hy het daai mense gaan sit
wat niemand meer te doen wou gehad het nie. En dit is wat ons ook moet doen. En dis 'n ding wat die Here baie in my hart geaktiveer het die laaste 5 jaar, is om met die mense daar buite te kommunikeer en werklik waar hulle met liefde te hanteer, respek te hanteer. Want dis hoe ons siele vir Christus gaan wen, dis hoe ons moet iets anders uitstraal daar buite. So ek sê baie dankie vir julle. Ek vra net vir Marius om vir ons die diens af te sluit asseblief. Baie dankie. Kom maar gerus hoofde buig.